Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees, so rondom die woord van die Here. Ons is dankbaar dat ons met hierdie aktuele reeks besig kan wees. Dankie vir elkeen se vraag wat u vra en dankie vir elkeen se inset wat u lewer. Dankie vir elkeen se terugvoering. Die gebed van my hart is dat die Here verheerlik sal word in hierdie oordeenkings. Ek probeer nie eiesinnig wees nie. Ek dink nie ek weet alles nie. Die Here weet dat ek daagliks poog om vanuit die ondersoek van die skrif 'n beter verstaan te kry oor die skrif en dan ook oor die tydsomstandighede waarin ons onsself bevind. Die hartseer van ons tyd is, vriende, dat mense die Bybel nie meer lees nie. Hulle glo elke Jan Rap en sy maat wat preek. Elke een wat sê hy's 'n pastoor of 'n profeet of een of ander apostel, ons luister daarna en ons leen ons ore uit vir die leuen van die tyd en ons val in hierdie slaggat. En die Bybel sê vir ons, daar is 'n weg wat vir mense reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ek moes onlangs iemand tereggewys het, want hulle sê vir my, ons almal dien in elk geval dieselfde God. En ek moes vir hulle gesê het, dit is verseker nie so nie. Die Bybel sê dat die meeste vir hulle self 'n God uitgekap het, volgens hulle eie begeerlikheid, volgens hulle eie denke, en dis nie die God van die Bybel nie. Die God van die Bybel is die soewereine God wat deur die skrif met ons praat, en die Heilige Gees verlig die waarheid van die woord, sodat ons kan verstaan wat die Vaderhart van God vir ons wil sê, en dat ons ook ons kan bekeer om hom te ontmoet. So ons is tans besig met die gedagte, die vreemde gees in die kerk van die Here. Ek het nou al reeds inleidend daaroor gepraat. Dis hierdie gees wat allerhande snaakse manifestasies in die kerk laat plaasvind, en dit kom nie ooreen met wat die Here Jesus gesê het die gees sal doen nie. Jesus sê dis voordelig dat hy weggaan, Johannes die 16de hoofstuk. Wanneer hy weggaan, sal hy die Heilige Gees stuur. En wat sal die Heilige Gees doen? Hy sal mense oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Ons het gister gepraat oor die gedagte, hy oortuig van sonde, en ons praat vanmôre 'n bietjie oor die gedagte, hy oortuig van geregtigheid. Nou vriende, hierdie gedagte van geregtigheid beteken dat ons nie op grond van ons eie meriete in die hemel sal kom nie. So die Heilige Gees oortuig ons dat ons nie in die hemel sal kom deur in een of ander taal te praat, miskien gedoop te word, miskien ons tiendes te gee, kerk by te woon, evangelisasiewerk te doen, barmhartigheidswerk te doen, een of ander goeie daad te doen, meer sondes af te lê en meer goeie werke te doen nie. Dis waarvan die Heilige Gees getuig dat my geregtigheid en die beste werke wat ek doen, voor God verseker nie aanvaarbaar is nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat toe die Here Jesus gesterf het, dat hy hierdie prys betaal het vir die sonde, en dat ons in sy geregtigheid, dat ons in die soenverdienste aan die kruis wat hy vir ons bewerk het, dan ware geregtigheid voor God kan kry. Om dit eenvoudig te stel, ons het nie nodig, ons kan nie werk vir ons eie saligheid nie. Deur die geloof in die soendood van Jesus aan die kruis, deur die geloof in hierdie offer wat aan die kruis gebring is, kan ons sê, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my my sonde, ek werp my skuld op Jesus, die vlekloos lam van God. En Here, ek dank U dat ek in die plek van my sonde vergifnis kry. My ongeregtigheid gaan oor op Christus en sy geregtigheid kom oor na my rekening toe. En daarom is ek met God versoen deur die geloof in Jesus se offer aan die kruis. Hoor wat sê Petrus by hierdie eerste boodskap, by die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 vers 36. Jy sien, daar was nie 'n geestelike vertoon gewees nie, daar was nie snaakse manifestasies nie. Toe die Heilige Gees Petrus en die apostels en die mense vervul het, het hulle die evangelie begin preek. Hulle het begin praat oor die groot daad van Jesus aan die kruis. En Petrus sê in vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Jy sien, wat Petrus vir hulle kom sê, julle het Christus gekruisig, maar hy is die een wat verlossing kan bring. Hy is die een wat julle met Vader kan versoen. Deur geloof in hom en hom alleen kan julle gered word. En daarom sê hy ook later, skryf Lukas daar in Handelinge 4 vers 12, en hy sê die saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. En dan kom Paulus daar in die boek Titus, en hy skryf daar in Titus 3 vers 3, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte
en die vernuwing deur die Heilige Gees. Nou hierdie bad van die wedergeboorte, vriende, het niks met die doop te doen nie, het niks te doen met die waterdoop nie. Dit gaan eenvoudig daaroor dat die Here ons uit genade kom red het, sy Heilige Gees aan ons kom gee het, en dat hy ook sy geregtigheid tot ons rekening toegevoeg het. So wanneer die Heilige Gees kom, sal hy oortuig van sonde, hy sal getuig dat ons werk ons nie kan red nie, maar die werk van Jesus aan die kruis is die enigste hoop vir ons redding. My oortuig ook van oordeel. Jy sien, baie mense dink dat ons lewe verby sal gaan en ons gaan nie geoordeel word nie, maar die Heilige Gees oortuig van oordeel. Johannes 3:36, hy wat in die Seun glo die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Jy sien, dis waarvan die Heilige Gees getuig. Die Heilige Gees is nie besig met snaaks en vreemde ding nie. Gaan kyk in die kerkgeskiedenis, vriende, van die begin, van die tyd van die apostels, was dit die boodskap, dis die boodskap wat die Heilige Gees vir die apostels gegee het, vir die kerk van Jesus gegee het, vir my en jou gegee het, en die enigste sanksie vir ons bediening is, verkondig die evangelie, en vertrou die Heilige Gees, om siele te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar ek sien ook verder dat die Heilige Gees die kind van God lei in die waarheid. Hoe lei die Heilige Gees die kind van God in die waarheid? Eenvoudig deur die lees van die Bybel, deur om die Bybel in konteks te lees, om die Bybel te lees en skrif met skrif te verklaar, om te sien dat vreemde dinge wat in kerke aangaan, is nie wat die Bybel vir ons leer nie. Daar is een gemeente in die Bybel wat Paulus geweldig tereggewys het, en Paulus het eintlik met hulle geraas, soos 'n pa met 'n kind raas, en dit was die Korintiër gemeente, en het hulle telke male oor die vingers getik oor vreemde gebruike en praktyke in die gemeente, en hy sê vir hulle, julle klomp gaan so te kere, as hier ongereddes inkom, sal hulle dink julle is van julle sinne beroof. Gaan lees die Bybel. Die enigste boek wat mense vandag wil gebruik om hulle kerke te promoveer mee, is die boek wat die Here gebruik het om hierdie gemeente mee aan te spreek oor die vreemde manifestasies wat by hulle plaasgevind het. En daarom is die boek Korintiërs 'n waarskuwing vir die kerk van die Here Jesus vandag, dat ons nie in dieselfde struik sal trap as wat hulle getrap het nie. Daarom lei die Heilige Gees van God ons in die waarheid, en hy doen dit deur die woord. Ek lees gou vir u, Johannes 8:32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En nou vra mense my, wat is die waarheid? Die antwoord, Johannes 17:17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. U sien, hoe meer ek die woord lees, hoe meer sal ek die waarheid ken, en die waarheid verstaan, en dan ook die leuen onderskei. Die Bybelboek is die kosbaarste boek wat een ek in ons hand kan hê, en daardeur begelei die Here ons. Hy het nie sekere blouoogkinders wat sekere manifestasies van sy gees ervaar, en die ander klomp is agtergeblewenes nie. Vergeet daarvan. Dis 'n leuen van ons tyd. Die Heilige Gees werk deur die woord, en vanuit die waarheid van die woord oortuig die Here ons van sonde, geregtigheid en oordeel, maar ook lei hy ons in die waarheid, sodat ons pad verlig kan word met die waarheid van God se woord. Reg deur die eeue werk die Heilige Gees op dieselfde manier, en gaan kyk maar in die kerkgeskiedenis, vriende, die tye van die grootste herlewings was die tye waar die mense die naaste aan die woord van God geleef het, die woord gelees het, die woord gehoorsaam het, die woord gebestudeer het. U kan gaan lees daar in Efesiërs 1 vers 15 tot 21, hoe kosbaar die Bybelboek is, en waarom ons die Bybel moet lees. Maar vriende, ek wil nog vir u 'n laaste ding gee, voor ons dan vandag se oordeenking gaan afsluit. Die Heilige Gees leer ons alles wat Jesus geleer het. Kom ek gaan vir u sê, hy leer dit nie deur in my oor te fluister nie. Hy leer dit nie vir my wanneer 'n prediker vir my sê, die Here het vanaand vir my in 'n droom gesê, om vir julle vandag te sê nie. Hy sê dit nie wanneer iemand na jou kom en sê, ek wil 'n profesie oor jou lewe uitspreek nie. Vergeet van al hierdie leuns van ons tyd. Die Here self sê, hoe die Heilige Gees ons sal leer. Johannes 16 vers 13 en 14. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Vers 14. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En nou kom die Bybel, en die Bybel verduidelik vir ons wat hierdie waarheid is. Johannes 14, 25 en 26. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, hoor nou, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Here praat nou met die apostels, en waar is alles wat die Here gesê het opgeteken? Jy is reg, in die Bybel.
En die Here sê die Heilige Gees sal julle herinner aan wat in die Bybel staan, wat in die Bybel opgeteken is. Daarom moet u nie almal glo wat met 'n vreemde gees en met 'n vreemde stem en met 'n vreemde droom en 'n visioen besig is en kwansys 'n geheime kanaal na God toe het en nou vir ons 'n boodskap afbring nie. Nee, u kan gaan lees in Lukas 16, die ryk man en Lazarus. Die Bybel sê albei het gesterwe en toe die ryk man sy oë in die verderf oopmaak, toe vra hy vir Abraham, wil Lazarus nie asseblief my 5 broers dringend kom waarsku dat hulle nie in hierdie plek van smarte kom nie. En wat was Abraham se antwoord aan die ryk man? Hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Die ryk man sê, nee Abraham, as iemand uit die dood opstaan sal hulle luister. Dan sal daar 'n wow faktor wees. Abraham sê vir hom, nee. Hulle het Moses en die profete, as hulle daarna nie luister nie, sal hulle nie luister nie, al staan iemand uit die dood uit op. Vandag as jy hoor iemand was dood en hy het weer teruggekom om vir ons 'n boodskap te gee van die hemel of hel, is daar duisende wat stroom na hierdie byeenkoms. Luister, vriende, as die Bybel nie vir jou die wow faktor is nie, as die waarheid van God se woord nie jou hart aangryp en jou lewe verander nie, dan mis ek en jy die doel van Christendom, want die Heilige Gees leer ons en herinner ons aan alles wat Jesus gesê het. Dis opgeteken in die Bybelboek, dis genoegsaam wat in die Bybelboek opgeteken is, die hele skrif is deur God ingegee. 2 Timoteus 3:16 en 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek wil vir u sê, pas op vir die vreemde gees, wat werksaam is in die kerk van die Here Jesus. Moenie die prooi word van hierdie wolwe in skaapsklere, wat eintlik meer gestel is op jou beursie as op jou hart nie. Mag die Here genade gee, dat ons hierdie goed sal raak sien en gewaarsku word, sodat ons kan bekeer tot hom die lewende God. Mag hy vir ons wysheid gee, dat ons sal sien hoe kosbaar is die Bybelboek. Daar is geen wonderliker boek as die Bybel nie. En daardie kinderliedjie sê, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek, die enigste boek wat deur die Heilige Gees uitgeasem is, die enigste boek wat die sanksie van die hemel dra, die enigste boek wat deur God geïnspireer is. Seën vir u, groete, mooi dag verder, tada.